Daar is geweldige interessante geskiedenis wat in die strate van ons klein dorpe vir ons wegkruip. En Walvis Bay, alhoewel dit nie een van ons kleiner dorpe is nie, dalk een van ons groter dorpe, is geen uitsondering tot hierdie reël nie. Onder meer die restaurant Gordon Vang, wat een van die eerste huise in die dorp was, ook die Lions Club Walvis Bay, wat tans gebruik maak van die oudste gebou op die dorp. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag in Kletskompas gaan gesels ons met David Koch, die president van die Lions Club Walvis Bay, oor die Lions Club as ook die gebou wat hulle beset. Maar vir eers gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in môre se Republikein, maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie-kompetisie. Annemarie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee vandag. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Ek beloof ek sal vandag 'n ernstige nuusaanbieder wees hierheen. Daar is geen As jy stories gister se episode gemis het, kyk dalk net die nuus mis as jy nog goeie denke wil hê van Annemarie. vragies vir julle. Dis ook ek beloof vandag is ek baie ernstig. Nee. Jy hoef nie ernstig te wees nie, Annemarie. Jy kan net jouself wees. Jy was baie jouself gister, maar vandag gesels ons oor egskeidings. Die statistikus generaal wat gesê het 8 uit 10 vroue in die komma streek is geskei. Egskeidings wat toeneem oor die afgelope paar jaar, ons kan daar sien, ons leiberigte op daai blad, daar duisende paartjies wat elke jaar in Namibië skei, en as jy dink, jy weet, ons bevolking is net 2.2 miljoen, en skei om in die helfte, jy weet, mans en vroue, wie kan met mekaar trou, so dis, of nie 2.2 miljoen, dis amper so 3 miljoen, dis 1.5 miljoen paartjies wat moontlik is, en dan moet jy nog kinders uithaal, en mense wat nooit getrou is nie, daar duisende paartjies is baie, vir so 'n klein land. Kyk, ek het vir 'n familieregprokureur gewerk op 'n stadium, en ek weet net die massas werk wat ons op ons tafel gehad het, en net dit is 'n skokkende hoeveelheid as mens dink, soos wat jy gesê het aan hoeveel mense ons is, maar dan ook net aan die realiteit van wat trou is. Want jy half beloof jouself aan hierdie persoon vir die res van jou lewe, en dis hoekom ek en jy het al baie hieroor gepraat, maar dis daai ding van weet met wie jy trou voordat jy met hulle trou, en ek verstaan dis nie altyd moontlik nie, en mense is goeie akteurs, hulle steek hulle ware selwe baie mooi reg, en dit kom dalk eers later uit, maar ek dink nie dit kan so aangaan nie. Ek dink dalk moet ons net ophou trou. Jy weet, ek en jy is op dieselfde plat, kom ons trou net nie. Maar ja, ek weet nie, dis 'n hartseer ding om aan te dink. Ek moet vir jou sê, en hierdie is nou natuurlik my persoonlike mening, maar ek dink nie mense besef wat trou is nie. Ek dink, om een of ander rede dink ons nie aan ons ouers, soos my ouers is getroud totdat my ma die dag oorlede is. En as ek dink aan trou, dan kyk ek na my ouers en ek dink aan wat 'n opoffering dit vir hulle albei was om getroud te wees aan mekaar, jy weet, in 'n lewe saam te bou. En ek vra myself af, is ek reg daarvoor? Ja. En ek moet vir jou sê, in hierdie stadium dink ek nie ek is nie, ek weet nie of ek ooit sal wees nie, maar dit bly my by, daai ding van, hierdie is wat trou is, hierdie is wat trou van jou verg, jy weet, en om dood eerlik te wees, daar's baie goeie mans in hierdie wêreld, maar dit voel vir my persoonlik, trou is 'n groter opoffering vir 'n vrou as wat dit vir 'n man is. Jy weet, en ek kan nie dit vir jou met sekerheid sê nie, want een, ek was nog nooit getroud nie, 2, sou ek trou, sou ek net kan 'n huwelik ervaar as 'n vrou in 'n huwelik en nooit as 'n man in 'n huwelik nie. Maar ek, soos wat ek die kat uit die boom uit kyk, voel dit vir my, 'n huwelik is deesdae 'n groter opoffering vir 'n vrou as wat dit vir 'n man is. En ek dink dit is maar 'n ekonomiese situasie, gegee dat vroue voltyds moet werk, maar ook word die tradisionele vroue rol, dit word nog steeds van jou verwag. Ja, jy moet werk asof jy nie 'n gesin het nie, en vir jou gesin sorg asof jy nie werk nie, jy weet.
Ja, so daar is goeie mans wat mooi na hulle vrouens kyk natuurlik, maar Dis ook nie altyd moontlik nie. ja, En ek dink dis presies waarvan jy nou gepraat het, daai ding van jy moet werk. ja, En jy moet jou gesin hê, want in ons ekonomie huidigelik is dit amper onmoontlik om 'n enkel inkomste huishouding te wees. Dit is nie iets wat jy regtig mee kan doen of justify nie. En nog iets wat vir my opsettend opvallend is die hoeveelheid ongelooflike jong mense wat trou. Ja, maar weer eens, ek dink nie ons besef wat dit is nie. Ek dink ons dink aan ons gaan lekker partytjie hou en ek gaan mooi lyk in my wit rok en hy gaan mooi lyk in sy pak. Ja. En dan My skat, jy kan 'n wit rok en 'n pak aantrek enige dag wat jy wil. Want dis 19 en 20-jariges. Nou ek het nou al 3 keer my studierigting verander sedert ek klaar is met hoërskool. Ek kan nie dink ek moes my lewe aan iemand commit op daai ouderdom nie, want dis wat jy doen. Is jy commit ek gaan by hierdie persoon bly vir die res van my lewe. So dit is ook net iets wat vir my dit val my net verskriklik by vir al die laaste tyd en ek en jy daaroor gepraat ons terugkom het van vakansie af. Die hoeveelheid mense wat oor Desember verloof geraak het wat jonger is as jy en nog erger jonger is as ek. En ek is nou maar eers 22. Jy is nie soveel ouer as ek nie, maar dit raak half meer aanvaarbaar van hier 24, 25 af, maar die hoeveelheid mense wat nog jonger is as ek, wat verloof geraak het oor Desember, is net, as ek Engels kan gebruik, insane, in my opinie, maar... Ja, ek het maar die wetenskap gevolg op daai een in die sin dat ek myself beloof het, ek gaan nie trou voor 25 nie, want 25 is wanneer jou brein heeltemal volwasse is, en heeltemal ontwikkel is, en alles is mooi ontwikkel, en jy is nou 'n groot mens, en ek moet vir jou sê, sodra jy ophou, groei, begin jy onmiddellik oud word. Want ek het eendag wakker geword met 'n seer rug en toe besef ek, die brein is seker gister klaar. Hy is nou ontwikkel. Die brein is gaar gebak, so nou begin ons oud word. Maar ek het myself beloof, ek sal nie voor 25 trou nie, want dit is wanneer ek voel ek is opgewasse genoeg om daardie tipe lewensbesluit te kan maak. Maar in elk geval, ons beweeg aan. Dit is immers môre Vrydag, so ons gaan nie vir julle op baie tragiese noot los nie. Môre se kollig berig daaroor Stephanie Baartman in Hoort, eersdaags op die planke by FNB Windhoek Woordfees in Windhoek en in Swakopmund. En jy het ook ietsie geskryf oor Nespresso. Ja, Nespresso. My gunsteling deel van die dag is 'n koppie koffie. Is 'n koppie koffie, ja. En ons het nie 'n Nespresso winkel in Namibië nie. Op hierdie stadium nie. As jy in Suid-Afrika stap, Suid-Afrika is propvol van die goed. Jy kan nie in 'n winkelsentrum instap sonder om 'n espresso kapsule in jou gesig te hê nie. So hulle het 'n ek kan nie die Afrikaanse woord onthou nie, maar hulle het 'n pop-up shop in Grove Mall. 'n op-opwinkel. 'n op-opwinkel. Sorry Francois. 'n op-opwinkel in Grove Mall waar hulle masjiene uitstal en al hulle verskillende koffiekapsules. En ek was nou die dag daar gewees en dit is net so lekker want alles ruik soos koffie. So as jy 'n espresso masjien het of jy stel belang om een te koop, sou ek definitief voorstel gaan maak 'n draai daar want die kenners is ook daar om vir jou te sê want iets wat mense nie besef nie is om 'n koffiemasjien te koop is om soos mekaar te koop. Dit verg maintenance. Ja. So die mense gaan ook vir jou sê wat se masjien pas die beste by jou leefstyl, by jou inkomste, by jou Hoe baie kere 'n dag drink jy koffie? Hoe baie drink jy koffie? Het jy 'n industriële een nodig of gaan die kleintjie wat op die boekrak pas vir jou werk? Annelie kyk na my, ja, korte industriële enetjie hoor. As ek kyk die hoeveelheid koffiebekers wat op jou tafel staan, dan raak ek partykeer senuweeagtig vir jou, maar ja, so net gaan maak daar 'n draai, dis regtig. Dis 'n ervaring om so iets te hê en veral omdat dit die eerste keer is wat ons hom het in Namibië voel dit vir my. So ja. Ek moet vir jou sê ek is ook nog ek moet aan 'n pad kyk want kort voordat daai enetjie daar opgespring het, daai espresso nommertjie daar in die Grove inkoopsentrum opgespring het, het ek vir my 'n cappuccino masjien gekoop vir my huis. En ek het reeds 'n cappuccino masjien en 'n drip koffie masjien en 'n ketel en 'n mocha pot, die Italiaanse mocha pot. Ek drink nie wyn nie. So ek sê altyd ek drink koffie soos wat ek wyn drink. Ek drink dit vir die so proe jy die caramel to chocolate finish en proe jy die hoe in die ratio is proe jy die breinsuiker. Jy soos hierdie roast as hy net bietjie ligter geroast was. Jy proe nie meer die breinsuiker nie. Die breinsuiker is gebrand as gevolg van die roast en ja, ek is een van daai mense, hulle staan so ry. So ek moet maar aan 'n pad kyk wanneer ek daar kom. Anders het ons dalk nog 'n koffiemasjien en nog 'n beker op die tafel en ons kan nie. Ons kan nie. Daar's nie plek vir nog bekers nie hier. Alhoewel is daar nog note in Nespresso wat nie in gewone koffiebone is nie.
Want dis waar hulle my dalk sal vang. Ek wil nie dat jy ek moet hom daai navorsing gaan doen nie. Ek wil nie jy moet daai navorsing gaan Ek gaan maar doen by nie. Google van my af moet weg. Ja, ek gaan maar eers jou rekenaar net eers op sy skuif, totdat die pop-up shoppie nou die pad gevat het, want sure. Wil jy by my kom koffie drink? 100%, ons kan gaan koffie drink later. Nee. Jy kan na my huis toe kom. En by my kom. Jy kan kom kies, soek jy cappuccino. Soek jy Is dit soos om in bootleggers in te stap en die hele menu Ja, is net drop? soek jy 'n Jacobs lepel koffietjie, soek jy 'n drip koffietjie, soek jy 'n classic Italiaanse Ek sal net moet mocha gaan kyk. espresso, soek jy. Ek kan almal vir jou maak. Ek sal net, ja. Jy gaan dalk uit my huis uit sweef. Maar is okay. Neem my op plek, Engel. Okay, dankie dat jy ons was, Annemarie. Ons gaan maak nou 'n draai op Swakopmund by die MTC Sportsentrum, dis die MTC Dome, waar ons bietjie gaan kyk na hulle aktiwiteite daar. Daniel Young, ons is hier so in die Dome, Swakopmund MTC Dome. Yes. Vertel ons 'n bietjie wie jy is, hierso by die Dome en ook in Namibiese sport. En ons wil ook 'n bietjie vir ons kykers 'n bietjie vertel van die Dome. Dit is oorspronklik vir sport gemaak. Wat se tipe sport word hierso aangebied? Wat kan julle handle? En hoe belangrik is die Dome vir sport, plaaslik en nasionaal? Alright, soos jy sê, my naam is Daniel Young. Ek is die General Manager vir High Performance Sport hierso by die MTC Dome. Ek is maar ietsie van alles in Namibiese sport. Soos ek sê, ek bestuur die Dome se sportgedeelte. Ek rig sprinters af, para en gewone atlete. En dan doen ek dit wat die sportindustrie nodig het. Die Dome homself, ons kan enige sportkode in Namibië diens. Ons behuis om en by 14 sportkodes op 'n daaglikse basis. Maar ons kan ons indosente maak net wat jy nodig het vir hom te wees. Ons het al die Afrika Netbalbeker hierso gehad. Ons het al wêreld qualifiers vir indoor hockey gehad. Ons doen die Afrika Inline Hockey Cup elke jaar. Ons het letterlik gister het ons voedsel hier gehad, waar Namibië en Libië teen mekaar gespeel het. So ons kan regtig die Dome enigiets maak wat jy wil hê moet wees as dit kom by sport. Ja. Ons het byvoorbeeld ons Easter naweek het ons die Suider-Afrika telekommunikasie spele wat alle Suider-Afrika lande wat in telekommunikasie is, gaan teen mekaar meeding. Dis nou jou Telkom, jou MTC, jy weet daai besighede in Suider-Afrika, en dit gaan 9 sportkodes binne in die Dome wees en dan 3 buite die Dome. En dit gaan alles op een naweek plaasvind. So ons kan regtig die Dome enigiets maak wat jy wil hê moet wees. Ek persoonlik dink die Dome speel 'n baie groot rol in wat ons in Namibiese sport wil bereik. Die grootste ding huidiglik is dat ons sport wil professioneel maak. Ons is die enigste geakkrediteerde en geregistreerde high performance center in die land op die oomblik. So ons werk baie nou saam met die Namibiese Sportkommissie om te help verseker dat die Dome nie net vir Swakopmund beskikbaar is nie, maar vir die hele land. Want dit is ons idee. Ons wil met die land werk, ons wil nie op ons eie werk hê.
Want ons land is te klein dat ons in silo's moet werk, jy weet. En die feit dat die president ook raak sien dat sport nou die aandag kry wat hy moet kry, dat sport nou as 'n belangrike ekonomiese contributor gesien word, is vir my 'n baie groot ding. En so ons is regtig net hier om saam met die land te werk. Net 'n interesting fact. Iemand het gespot of nie gespot soort van grap gemaak en gesê die dome is een van die geboue op die planeet wat 'n mens van die maan kan sien, van die spys kan sien omdat dit so groot is. Yes. Het jy enige dimensies? Jy weet wat? So waarin ons nou staan is 'n 6000 square dome. En dis nou apart van die gebou homself. Die gebou homself is 6 vloere waarin ons mos nou verskillende besighede huis. Ons het 'n kommersiële gym, ons het 'n 2-vloer konferensiesentrum, ons het 'n hotel. Ons het 'n swembad binne in die dome. So die dome kan enigiets vir jou wees wat jy wil hê moet wees. Excellent, Neil. Baie dankie en voorspoed. Baie dankie. Dit is amper naweek, maar kom ons gaan kyk na die weeromstandighede van jou lekker breek. Op Rundu reënerig met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 27, ook reënerig in 'n meeste van die noorde, gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius, ook gedeeltelik bewolk in Ruacana met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 32. Sondag op Swakopmund met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius. Ook Sondag op Loederitz met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 28 en gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, Namibian Sun and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. Die Lions Club van Walvis Bay se president gaan gesels. Kom ons gaan kyk. Lions is 'n organisasie wat in 1917 in Amerika gestig is deur 'n man met die naam van Melvin Jones. En so gaan ons vandag nog aan. Ons is in oor die 200 lande in die wêreld. Ons is so plus minus 1.4 miljoen lede wêreldwyd. En ons doel is om 1500 lede 1.5 miljoen lede te bereik teen 2027. En ja, Namibia het tans 8 aktiewe Lions clubs en ons bied ook 'n leeuprogram. Dit is vir jonger mense. Die een klub is die Alpha, hy begin by 12 jaar oud en gaan tot 18. En dan is daar ook een van 18 tot 30 wat genoem is die Omega clubs. Hier in Walvis is ons redelik sterk met die leeu's, so ook in Swakop. Windhoek begin binnekort 'n klub en so ook Rehoboth. So ja, ons wil die jong mense leer om van klein tyd af betrokke te raak in hulle gemeenskap. Want ons gemeenskap het dit dringend nodig dat almal saam staan en mekaar help. Dit is so. So as ek nou wil deel word van die Lions Club, hoe werk hy proses, want hoe gaan ek? Dit is eenvoudig. 'n Mens kan net Lions Club internasionaal op internet intik en dit sal vir jou sê waar jou naaste Lions Club is. Kontak die persoon daar, hulle het gewoonlik 'n bemarkingspersoon of die president of die sekretarisse se
E-posse sal daar wees. Vra uit net wanneer is hulle vergadering. Hulle nooi jou gewoonlik so na 2 of 3 vergaderings dat jy kan sien of jy sal aanpas daar of dit vir jou is. Maar meer belangrik nog, as om 'n vergadering by te woon, hoor een van hulle projekte by. Gaan kyk daar waar hulle help. Kyk daar waar hulle iets doen. En as dit is iets wat jou aanstaan, vul die vorms in en daar sit jy bekom. Jy word gelei. Presies. En nou weet ek julle met pillars, nou die walk vorm een van daardie pillars wat nou ja. Ja, ons het 8 core pillars. Die een van hulle is jeug met kanker. Dit is spesifiek waaroor hierdie stap gaan. Maar ons het youth outreach. Ons reik uit na die jeug. Daar is hunger, humanitarian, vision, sight and vision. Daar is environment en disaster relief. En dan ons spesifieke klub is eintlik bekend vir ons mobiliteitsprogram. Ja. Ons het hier een lid Paul, Lion Paul, hy het so 6 jaar terug begin met 3 stikkende rolstoele wat uit mekaar uitval. Behalwe dies wat ons nou al permanent weggegee het, het ons klub 38 op die oomblik wat in die omgewing deur mense gebruik word. En selfs as ander clubs in Namibië korthardloop, dan bel hulle om te hoor of ons nie dalk kan help nie. Oh wow. Kan as sê byvoorbeeld, kan die gemeenskap dalk donasies ook aan julle maak in die vorm van wat ook al? Enigiets. Daar is net vir enigiets wat vir ons gegee kan word. Net gisteraand was daar weer 'n verwoestende brand in Kiesepmund. Daar sit vanoggend mense wat niks het nie. Daar's 2 kindertjies oorlede in daai brand. So daar is altyd 'n nut vir enigiets. Dit wat jy nie kan gebruik nie, kan iemand anders te gebruik. En ons is heel bereid om dit te aanvaar en te gaan uitgee daar waar dit nodig is. Jou boodskap aan die gemeenskap. My boodskap aan die gemeenskap is eerstens een van dankbaarheid. Hierdie gemeenskap van Walvisbaai staan ons by dik en dun. En so glo ek dat hulle môre Saterdag hier sal opdaag in groot getalle. Die mense werk so goed saam, daar's elke Saterdagoggend 'n parkrun wat hier langs die lagoon plaasvind. Hulle het tot gekanselleer sodat hulle hardlopers Saterdag hier by ons kan kom stap. So my grootste boodskap aan Walvisbaai se gemeenskap is baie dankie vir julle betrokkenheid, maar ons het nog nodig. Dit lyk of ons altyd net waar kan staan, maar dis nie die geval nie. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Ons lese is we serve reg deur die wêreld, as dit Lions se motto. Maar die waarheid is ons kan nie serve sonder die publiek se hulp nie. As dit nie vir hierdie gemeenskap is nie, dan kan ons by die klub se deure toemaak en dan kan ons nie serve nie. Dan nog 'n interessante feit, net in laaste tyd, wat jy het genoem, hierdie is een van die oudste geboue waarin jy operate. Dit is die oudste gebou Oudste gebou. in Walvisbaai. Hy was in 1879 in Hamburg gebou. Dis 'n houtgebou eintlik. Hy is hiernatoe verskeep. Daardie jare was daar nie 'n Kiesepmund nie. Die gemeenskap het hierbo gebly wat vandag wat noem hulle tog vandag weer hierbo. Maar die mense het daar gebly en dit was opgesit vir hulle as 'n kerkie en as 'n skool. Okay. Maar die laaste kerkdiens is in 1966 hier gehou. Toe is Kiesepmund gevorm en daar was ander kerke gebou en die plek het vervalle geraak. En toe die Lions betrokke geraak en ja, so vandag is dit ons klubhuis vir die laaste Lions is 60 jaar oud hier nou weer, maar ons is van so 66 af betrokke in hierdie gebou en in 1972 was dit 'n nasionale monument verklaar. So ja, buiteom lyk dit na 'n baksteen gebou, maar dit is eintlik 'n houtgebou. Baie interessant, as jy wil kan ons vinnig instap as jy wil kyk hoe dit daar binne lyk. Ja. Ja, en dis een van die dinge wat ons ook moet doen. Ons moet hierdie gebou onderhou. En dit kan ons ongelukkig nie doen uit gewone donasies uit die publiek nie, want alles wat uit die publiek uitkom moet teruggaan in die gemeenskap. Maar as ons spesifiek adverteer dat dit is om hierdie gebou te onderhou, dan help die mense ook. En jy sal sien daar binne ons is besig met onderhoudwerk en ja, ons moet die klub oophou en ons moet hierdie gebou bewaar vir die gemeenskap vir nog baie jare wat kom. Presies.
Baie dankie David. Dis 'n groot plesier. Van ons Kletskompas episode dan nou op daardie noot. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is volgende week weer terug om 8:00 die aand op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV 25, as ook oneup2.com. Maar tot volgende week, is dit mooi bly.